Ek wil in hierdie video gou wys hoe om met kragte te werk. So ons gaan 'n klein bietjie hersiening doen van graad 9 en dan gaan ons met kragte vir graad op die graad 10 vlak werk. En ek gaan 'n voorbeeld of twee met jou doen en ek wil jou net gemaklik kry met die verskillende tipes kragte wat daar is en hoe om met daai tekens te werk sodat jy nie foute maak nie. En daar's spesifiek twee metodes wat ek jou gaan wys om te gebruik wat nogal belangrik gaan wees volgende jaar. So ek stel voor dat jy die video gaan kyk. Okay. So ons eerste tipe krag is wat ons noem dit net gewoonlik 'n F. En jy sal sien dat verskillende simbole, daai F staan vir Engelse force en dit is net is soos 'n toegepaste krag. So dit kan enigiets wees. Dit kan iemand wees wat iets trek of stoot, dit kan 'n motor wees wat iets aandryf, dit kan enigiets wees waar 'n krag besig is om te veroorsaak dat iets beweeg. Dan tweedens kry ons wrywingskrag. Ons wrywingskrag word gewoonlik met 'n klein letter F geskryf en dit is omdat dit is vir die Engelse woord friction. So dit is ook 'n F, maar is 'n klein lettertjie F gewoonlik. En 'n wrywing wat belangrik is om te weet is net dit werk altyd in die teenoorgestelde rigting as beweging. So as ek 'n kar het wat so beweeg, dan die wrywing is in daai rigting. As ek 'n boks daai kant toe stoot, dan is die wrywing in hierdie rigting. As ek besig is om op 'n slippie slide af te gly in 'n swembad in, dan is die wrywing in die teenoorgestelde rigting. Daar's net nie veel wrywing nie in ons water. Maar in die regte wêreld waar ook al daar beweging is daar wrywing. As jy jou hand so skuur oor die tafel, dan kan jy voel daar's iets wat jou weerstaan en daar's 'n klein bietjie wrywing wat jou hand stadiger maak. Wrywing is die rede in die regte wêreld hoekom enigiets tot 'n stop kom of hoekom goeie stadiger begin beweeg. So 'n remkrag is 'n wrywingskrag wat toegepas word in jou kar. Maar in wetenskap sal ons baie keer sê, o, daar's 'n wryfinglose oppervlakte en dit is net so 'n imaginary scenario waar ons net kies om dit net te ignoreer. Net om 'n voorbeeld makliker te maak of om iets teoreties te deurdink. So partykeer sal hulle sê daar's 'n wryfinglose oppervlak en dan sê jy daar is geen wrywingskrag nie, maar andersins aanvaar jy gewoonlik in fisika dat daar 'n wrywingskrag is in die teenoorgestelde rigting van beweging. OK. Dan is daar gewig. Gewig skryf ons met 'n klein letter W en dit is van die Engelse woord weight. So jy het laas jaar 'n bietjie gedoen hier jy behoort te gedoen het, partykeer los hulle dit uit. Weight is die afwaartse krag wat die aarde uitoefen op 'n voorwerp. So die aarde is besig om enige krag 'n voorwerp op die oppervlakte van die aarde aan te trek en dit te laat versnel teen die spoed van 9,8 meter per sekonde kwadraat. -2. Jy hoef nie nou daaroor te worry nie, versnelling is in die volgende video, maar basies, jy moet net weet om die krag uit te werk vir die aarde uitoefen op 'n voorwerp. Moet ons daai krag vat, daai krag is die massa maal die versnelling van die aarde. So dit is die massa van die voorwerp maal 9,8. So as ek 'n bord het in my kombuis en hy val op die vloer, katoosh, en hy breek. En ek wil uitwerk met hoeveel krag is daai bord aangetrek tot die aarde toe. As daai bord 'n 100 gram was, dan sal ek daai 100 gram verander na kilogram toe, want my SI eenheid vir massa is altyd kilogram. So ek sal sê, okay, daai bord is 100 gram gewees, so dis 0,1 kilogram en ek sal dit maal met 9,8 en dan sal ek uitwerk dat my bord 0,98 Newton en gewig is altyd af. So ons sê net af. OK. En dit is ons gewigskrag. OK, kom ons praat gou-gou oor die mees belangrike krag, die resulterende krag. So dit is die som van al die kragte in 'n gewoonlik in 'n vlak. Volgende jaar gaan julle twee dimensies doen. So julle sal byvoorbeeld doen wat gebeur as daai krag daai kant toe gaan, daai krag gaan daai kant toe. Maar hierdie jaar werk julle net met kragte in een dimensie. So dit is of op of kant toe. So as jy kant toe kragte doen, dit gaan gewoonlik jou wrywingskrag wees en jou toegepaste krag of iets wees wat daar in ag geneem word. As julle vertikale kragte doen, dan moet jy altyd onthou jy het altyd gewig betrokke en hulle gaan nie altyd vir jou sê om gewig in ag te neem nie. So gewig is daar so
Jy kan wrywing hê wat ook as die ding besig is om op te beweeg, dan sal wrywing daai kant toe wees. As die ding besig is om af te beweeg, dan sal wrywing op wees. En dan is daar obviously jou toegepaste krag en dit kan ook af of op wees. So ek sê altyd teken 'n prentjie met jou kragte vir jouself. Volgende jaar gaan jy leer hoe om dit behoorlik te doen, maar vir hierdie jaar teken net ten minste 'n sketjie vir jouself net dat jy kan kophou met al die kragte. Okay, en onthou positief en negatief. Onthou met vektore kies ons watter kant is positief en watter kant is negatief. So onthou om altyd net op jou te sê ek kies op as positief of wat ook al, sodat die onderwyser net weet watter kant is positief en watter kant is negatief vir jouself en ek bedoel obviously vir jouself ook. Okay, ek wil gou-gou praat oor hierdie lieflike sketsie wat ek hierso gemaak het. Kom ons doen gou-gou 'n voorbeeld van die netto krag of die resulterende krag. So, daar is twee metodes wat jy kan gebruik. Hulle leer nie gewoonlik altyd metodes vir jou in graad 10 nie, maar ek doen want ek wil hê jy moet solank vir jou half 'n metode kry wat jy mee gemaklik is. En dan is jy reg vir volgende jaar wanneer jy baie vinnig wegspring. Hierdie word gewoonlik half lost in translation errands. So, eerste metode is jy sê F net en jy skryf net neer die som van al die kragte. So al die kragte wat betrokke is, sê nou maar ons het hierso 'n toutrek kompetisie en die groen ou hierso F1, hy trek met 20 Newton na regs en die pers ou hierso trek met 10 Newton na links. Dan en ons het gekies regs is positief en links is negatief. Dan gaan ons F net, ons netto krag, ons resulterende krag, gaan ons skryf as F1 plus F2, want die netto krag is mos die som van al die vektore of al die kragte hierso, né? So ons gaan sê dit is F1 plus F2 se som. Maar nou het ons jy sal sien nou, ons het nog nie grootte in nie. 'n Vektor het mos grootte en rigting, né? Ons het nog nie grootte in nie, obviously, maar ons het ook nog nie die teken ingesit nie. Ons het nog glad nie die teken in ag neem nie, want jy kan sien F2 is negatief. En hierso is F2 positief. So wanneer ons nou ons goeders invervang, moet ons die grootte en die rigting invervang. So F1 is positief. So ons kan ek gaan nou net die positief insit. Obviously wiskunde somme reëls apply. Jy gaan nie 'n positief insit normaalweg nie, want positiewe is net invisible. So ons gaan maar ek skryf dit nou net hierso in dat jy kan weet dis positief, dis na regs. En dan my F2, ek gaan daarso positief doen. Sien jy hoe mooi vervang ek in met 'n hakkie? Ons doen dit altyd in wetenskap as ons goeders in vervang in plaas van 'n simbool, dan sit ons hakkie in. En ons F2 gaan negatief wees, want hy's nou links. En dit beteken dan 20 minus 10 is 10 toe ek laas gecheck het, so ons kan sê dus is dit 10 Newton eenheid, daar kry jy 'n punt na regs. Nou kom ek wys jy nou die ander, en daai maak sin, né? Ons doen altyd 'n common sense check ook. Een persoon trek met 20, die ander trek met 10. Obviously gaan die ou met 20 wen met 10 na die ander kant toe. Dis net common sense. Ons tweede metode hoe ons hierdie kan doen is, ons kan sê F net. Nou gaan ons dit nie as 'n som skryf nie. Ons gaan die rigting van die kragte klaar in ag neem. So ons gaan sê F1 is positief en dan gaan ons sê maar F2 is negatief. So ons gaan skryf dit minus. So sien ons het nou klaar die rigting in ag geneem. So nou wanneer ons vervang ons net die grootte in. Ons vervang nie die ding met die teken in nie, want ons het dit klaar in ag geneem hierbo. So dan sê ons hierso dis 20 en ons sê hierso dit is 10. En dit is 10 en dan sê ons dus. Okay. So die belangrikste ding is nie watter metode jy gebruik nie. Kies die een wat vir jou die meeste sin maak. Vir baie graad 10s gaan dit metode 1 wees, maar wanneer jy in graad 11 in beweeg, dan gaan jy dalk metode 2 kies. Wanneer jy 'n bietjie meer gemaklik en jy is. En dit is ook belangrik as jy juffrou of jou meneer julle een manier leer en hulle wil nie julle met iets anders doen nie. Kies dan wat hulle wil doen, want hulle merk jou vraestel. Maar hier is die twee maniere wat jy kan doen. Okay, so dis wat ons doen. Ek wil jou net een laaste ding wys hierso. As ons die tekens omruil en ons kies links as positief en regs as negatief hierso met hierdie selfde voorbeeld, dan gaan ons netto krag so geskryf word. Ek gaan nou nie die hele formule daarbo uitskryf nie, maar ons gaan basies dan sê
F1 is dan negatief, nee, want hy gaan na regs toe. So ons gaan sê F1 is negatief, ek gaan nou net sommer metode 1 gebruik en F2 is positief. En dan gaan hy uitwerk as negatief 10. En ons moet nog steeds tot 'n gevolgtrekking kom, maar hierso dan gaan ons nou nie sê negatiewe 10 Newton nie, ons gaan net sê 10 Newton na, en dan gaan ons vir die onderwyser interpret wat beteken daai minus. Daai minus beteken hy beweeg na regs, want ons het regs gekies as negatief. So na regs. Jy sien, dis nog presies dieselfde antwoord, al is my tekens omgedraai. Dit kom nog steeds op dieselfde ding uit, want jy moet interpret wat beteken daai minus 10 antwoord wat jy kry aan die einde. Okay. Dit is basies wat jy moet weet. Ek hoop dit het gehelp. As daar ietsie is wat jy nog mee sukkel of wat jy oor wonder, laat my asseblief weet in die comments. Gee my 'n like as dit jou gehelp het. Dit maak my dag om dit te sien. Subscribe aan die kanaal. Ek gaan nog baie goedjies uitsit vir julle. Laat my weet in die comments as daar 'n topic is wat julle spesifiek soek. En asseblief mense, gaan leer na my groepsessies. Die link is in die description hieronder. Jy kan ook gaan kyk by www.kenniscafe.co.za. Ek het nog plek vir graad 10s en julle kan gaan loer op die Kenniscafe site om te sien waar my groepsessies is. Hulle is baie bekostigbaar en dit sal so lekker wees om jou in my klaskamer te sien. Okay, julle moet 'n lekker dag hê. Bye.